Ons kuier lekker hier op die groot ontbyt vanoggend en ons volgende gas is so veelsidige man in die vermaaklikheidsbedryf genade. Hy is 'n akteur en hy is 'n teksskrywer en dialoogskrywer en hy is nou ook 'n sanger, maar eintlik al vir baie lank, maar mense het nie altyd geweet daarvan nie. Ons gaan hom nou beter leer ken. Sy naam Emiel Ager. Goeiemôre Emiel, baie welkom by die groot ontbyt. Môre, baie dankie. Al ek pad uit die Kaap. Die Absoluut. son is nou net eers opgekom. Die son nou eers opgekom. Ja, kyk, ons is al lank al besig hier in Gauteng, hoor. Julle moet bietjie vroeër opstaan. Hoor jy, Emiel, jy het groot geword. Jy sê? Dis op dat die son so laat opkom, maar Jesus. Ag, tog wel. Dankie dat jy saam met ons kuier, daarom so terwyl die son opkom in die Kaap. Jy het in die Oosrand groot geword, 2006 gematrikuleer daar aan Help Mekaar College in Johannesburg. Vertel vir ons so ietsie van jou grootwordjare. Wat was vir jou spesiaal wat jy kan onthou? Wel, musiek gewys, my pa het vir ons nogals allerlei interessante wêrelde van musiek, klassiek en baie Sade en ABBA en goed so. Ek het groot geword met hierdie vreeslike musiek. Agtergrond en ek dink ek was 5 jaar oud toe ek my eerste lewendige musiek toe ek gesing het. My eerste opvoer by die kerk se konsert. Wow. En sanglesse geneem vandat jy wat 9 jaar oud was tot in matriek, klassieke sang nogal. Genade, is dit nie veel eis vir 'n jong mannetjie om so te aanhou te sing en dan nog skoolwerk ook te doen tussendeur nie? Ja, Jessie, ek het daai steeds gedoen en gesit en nog klavier ook gehad vir 'n ruk en nie veel sport gedoen nie. Hoorie, Emiel, en jy het op Tikkies drama studeer, 2010 graad gevang. En as dramastudent, eintlik klink dit vir my aan die begin iets wat neergesien op seepies, want teater moet maar eintlik die hooffokus wees. En toe beland jy in Suidooster as Herschel. Hoe het dit jou opinie verander oor seepies? Suidooster was baie challenging, die rol was amazing. Ek dink ek was baie lucky om so 'n rol te speel in 'n seepie. Maar ek was eintlik al in binnelanders voor dit en Generations. En die ding van seepie is, mense onderskat dit, maar dit is 'n verskriklike moeilike medium. En dit is, jy moet jou storie ken. Maar ons 30 mense wat, as hulle sê aksie, vir jou kyk. En dan wag tot jy 'n fout maak en dan roep hulle kat en dan gaan ons weer. So en dit is 'n baie moeilike medium om nog steeds 'n performance te lewer, maar al die tegniese goed te moet raak kry, want jy moet jou merk haal en jy moet op daai lyn die koppie vat. En as jy dit weet, moet jy onthou hoe jy die koppie opgetel het. Dit is skrikkelike baie tegniese goed. So Ja, met die teater het jy natuurlik jou lewendige gehoor wat daar voor jou sit en lekker interaksie kan gee, want met televisie is dit heeltemal iets anders, nê. Wat is vir jou die lekkerste van akteur wees, Emiel? Dit is, ek sal sê teater is die lekkerste, omdat dit daai dadelike reaksie het van 'n gehoor en daai oomblikke wat jy, ek onthou in teaterstukke en jy's besig en jy kom 'n oomblik agter, jy het nou die hele gehoor so in jou hand. Hulle sit so in luister en jy word bewus van daai oomblik. Dit is dit gebeur baie min, maar dis ook hoe mense dit doen. Mense verwag daai oomblik. Hoorie Emiel, in 2014 het jy, dink ek, nogals baanbrekerswerk gedoen saam met die span van Nysna, toe jy gewerk het aan die teks daarvan. In baie opsigte dink ek het Nysna die weg oopgebaan vir kwaliteit Afrikaanse flieks, nê? Hoe dink jy dat die filmscene verander? Nysna was, ek meen van het André Velds my genader het gevra het, kan ek 'n romantiese komedie skryf wat afspeel in Nysna, tot 'n moment waar ons hom klaar geskiet het, dink ek was 8 maande. Dit gebeur nie. So ek dink dit was net 'n baie goeie tyd en alles, jy weet, regte tyd, regte plek. En ons is nou nog nie geskok nie, maar so verras deur
aanklank en realiteit en hoeveel mense daarvan gehou het. Ja, ek het groot ek het 'n groot liefde vir film ook en verskriklik baie Mike Nichols, dink ek, die ou wat soos Notting Hill en Four Weddings and a Funeral en ek is mal oor Britse komedie en die droogheid daarvan en baie beïnvloed daarneer en die karakters wat net, jy weet, real mense is. So ek dink dit was maar my fokuspunt met Duitsland om so 'n storie te skep. So. En net 'n bietjie fantasie in te bring oor 'n prinses wat in Suid-Afrika is. Emiel, maar jy's nou nie net akteur nie, soos ons gesê het nou, jy's ook sanger, jy het sangopleiding gehad, jou hele skoolloopbaan omtrent deur en jy geniet musiek en ek sien jy het gesê dis een van jou groot drome om eendag op 'n verhoog te staan en voor mense te sing en. Wat wil jy met jou musiek sê? Want jy het 2023 het jy 'n Afrikaanse snit vrygestel en jy het nou in hierdie jaar ook nou onlangs nog 'n Afrikaanse snit vrygestel. Wat wil jy met jou musiek sê? Ek weet nie of my musiek, vir my is dit baie belangrik dat ek my musiek self skryf. En ek weet nie, ek dink ek was nog vandat ek groot geword het, omdat ons ook nie baie Afrikaanse musiek in die huis geluister het nie, so of 'n bietjie prejudice oor met Afrikaanse musiek en ek het gevoel, jy weet, mens kan net tot op 'n punt en dan moet jy dit beter doen of iets, jy weet, vrede maak om hier. En dis ek wil nog altyd baie graag 'n recording artist gewees het, my sang opleidings, Tannie sou in 'n graf omdraai, tot ek weg beweeg. Maar, net om, weet, mense soos Johannes Kerkorrel en goed wat sy lirieke was verskriklik eerlik en, ek dink dit is, so my goed gaan maar oor liefdesteleurstellings, die waarheid. Om jy kan identifiseer, nee. Ons sien uit om na jy te luister, een van jou onlangste vrystelling. Sê net vinnig vir ons, wat is die naam van jou geselspotgooi? Hoe kan ons daarna luister? En die teaterproduksie, wat jy ook nou in die pipeline het, ons het so 20 sekondes oor. So, Origins podcast is dieselfde plek as my music label, Quena Music, wat ek ook net moet sê, dankie vir, en Quena Studios. Ek produce die podcast vir hulle, en dis net ek wat met al die akteurs praat, wat ek al mee saam gewerk het, en hulle stories hoor, en vastvang, want baie van hulle is aan die ouer kant, en jy weet, gaan nie meer lank met ons wees nie, en ek het net gevoel, ek moet hulle stories vastvang, en dit is fascinating, want almal se stories is anders. Ja, en die theaterstuk is ek en Mandri Sutherland, vrou 3, ek het 'n theaterstuk geskryf wat ons eers in haar woonstel gedoen het en ons gaan hom nou weer optel en landwyd hopelik toer daarmee en sien maar uit. Dit is Wolf. Hoe laat is dit? En die podcast is Origins Podcast en dit is onder Quena Studios op YouTube. Of volg dit vir my op Instagram, Emiel Hager en dan al die skape. Wel, Wolf, hoe laat is dit? Dis nou tyd vir ons om totsiens te sê, maar baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend daar uit die Kaap en jy kan nou maar nog bietjie verder gaan lê, hoor, as dit nog nie heeltemal lig is daar in die Kaap nie, hoor. Ja, nou silverskerm. Lekker, sien jou daar. Dan sê Emiel Hager, baie dankie vir jou tyd vanoggend en volg hom gerus soos wat hy gesê het met daai podcast en die teaterproduksies waarby hy ook betrokke is. Bly ingeskakel net nie maar na, maak ons lekker kos saam met Jacqueline Venter.